Jy luister na Sondagstrale op Waterberg Stereo 104.9 FM. Ek sit hier en wonder of dit vir jou te veel raak, of jy ook moeg word vir alles wat jy alleen moet dra. Dit voel of niemand dit sien nie, spyt kom altyd te laat. As ek maar net geweet het, ons het soms baie vrae. Ons is hier om mekaar te help en om mekaar te bemoedig, met die boodskap wat ons oordra, sal dit jou rus en vrede bring. Kom sit jou swaar vir 'n oomblik neer, laat hoop weer saag in jou hart lê, en dan probeer jy weer by Sondagstrale, kan jy weer asemhaal. Ons is hier om mekaar beter te leer ken. By Sondagstrale bring ons hoop en vrede vir jou, om jou deur te dra. Hierdie temalied is geskryf en vervaardig deur MP3 Meisie. Welkom by Sondagstrale, ek is Indel Smit en jy is ingeskakel op Waterberg Stereo 104.9 FM. Vandag het ek ook die besondere voorreg om die mikrofoon met Pastoor Des te deel. Hy gaan net na die breek vir ons 'n kragtige boodskap uit God se woord bring, maar voordat ons daarby uitkom, wil ek graag vandag se program op die mooiste manier begin met 'n aanbiddingslied. Mag hierdie lied jou hart voorberei vir dit wat die Here vandag vir jou wil sê. When darkness covers all around, your light is all I see. The arrows fly, the mountains shake, but you are shielding me. Your voice is louder than my fear, your peace calms every storm. I'll stand upon your promises, safe within your arms. No plague, no fear, no enemy can steal the hope you've given me. He is my fortress, he is my shield, my hiding place, my victory seal. I will not tremble, I will not fall. The God of heaven is over all. His love surrounds me night and day. His faithful hand will lead the way. Forever I'll believe and say, the Lord is my fortress. You lift me higher than my fears, above the raging sea. You are the rock beneath my feet, my hope for eternity. Your angels guard my every step. Your mercy never ends, you'll never leave, you'll never fail, my Savior and my friend. No plague, no fear, no enemy can steal the hope you've given me. He is my fortress, he is my shield, my hiding place, my victory seal. I will not tremble, I will not fall. The God of heaven is over all. His love surrounds me night and day. His faithful hand will lead the way. Forever I'll believe and say, the Lord is my fortress. Because I love you, you hold me close. Because I trust you, you never let go. You answer when I call your name. Forever you're the same. Long
your goodness endlessly. He is my fortress, He is my shield, my hiding place, my victory sealed. From age to age my song will rise. The Lord Most High is my life. He is my fortress, He is my song, my strength and comfort all life long. Forever I will stand and cry, the Lord Most High is my life. Ons land gaan deur uitdagende tye. Oral hoor ons van misdaad, verdeeldheid, haat, teleurstelling en onsekerheid. Baie mense vra waarheen is Suid-Afrika op pad. Maar vandag wil ek vir jou sê, voordat ons na die wêreld kyk, moet ons eers na ons eie harte kyk. Jesus het in Matteus 24 met sy disippels gepraat oor die laaste dae. Een van die eerste dinge wat hy gesê het was, dan sal baie tot struikel gebring word, mekaar verraai en mekaar haat. Is dit nie presies wat ons vandag sien nie? Mense neem so maklik aanstoot. Verhoudings breek op, families praat nie meer met mekaar nie, vriende raak vyande oor verskillende opinies. Sosiale media het 'n plek geword waar mense mekaar eerder afbreek as opbou. Maar Jesus het nie hierdie dinge gesê om ons bang te maak nie. Hy het ons gewaarsku, sodat ons gereed kan wees en nie deel daarvan word nie. As kinders van God is ons geroep om anders te leef, om lief te hê wanneer dit moeilik is, om te vergewe wanneer ons seer gekry het, om vrede te maak waar daar verdeeldheid is. Ek wonder soms hoeveel van Suid-Afrika se probleme sou anders lyk as Christene werklik elke dag sou kies om soos Jesus te leef. Die Bybel sê ook dat omdat die ongeregtigheid sal toeneem, die liefde van baie mense koud sal word. Moenie toelaat dat jou liefde koud word nie, moenie dit bitter uit jou hart voel nie, moenie dat aanstoot jou van God se vrede beroof nie. Ons land het mense nodig wie se harte nog warm brand vir God, mense wat lig dra in donker tye, mense wat hoop bring waar ander moed verloor het. Suid-Afrika het mense nodig wat weer op hulle knieë gaan, en dit is waarna ons vandag saam wil kyk. Pastoor Des is vandag my spesiale gas, en net na die breek bring hy vir ons 'n kragtige boodskap uit God se woord. Moenie dit misloop nie, maar eers vat ons 'n kort musiekbreek. Bly net hier op Sondagstrale, ons is sommer nou weer terug. The Lord is my shepherd, I won't be afraid. You lead me through valleys, your hand guides the way. In green fields of mercy, beside water still, you quiet my worries and strengthen my will. And every step I take, through
Goeiedag, ek is Pastoor Des en jy luister na Sonstrale op Waterberg Stereo 104.9. Vandag gaan ons kyk na 'n woord wat elke een van ons, nie net dele van Suid-Afrika nodig het nie, maar elke een van ons nodig het, en is die woord hoop. Jy sien, daar is soveel mense wat vandag sit in 'n moeilike situasie. Soveel huwelike wat op die rotse is, soveel mense wat bang is oor die beskerming van hulle kinders en van hulle familie op hulle plase of by die huise waar hulle bly. Soveel mense wat bekommerd is oor die dag van môre, en finansiëel is daar soveel mense wat in 'n oomblik sit waar hulle nie weet wat se kant toe nie, in 'n situasie sit waar hulle nie weet wat se kant toe nie. En daarom weet ek dat die Here vandag hierdie woord op my hart gelê het om met jou te deel, hier op Waterberg Stereo 104.9, dat jy vandag weet, dat jy nie net by ongeluk ingeskakel het, maar dat die Heilige Gees jou hiernatoe gelei het. As ons kyk na Romeine, in die boek van Romeine 15 vers 13, dan sien ek en jy dat ons dien 'n God van hoop. Die vers lees as volg: en mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Om hoop te hê is om die krag van die Heilige Gees in jou lewe te hê. Om die hoop van God te ervaar, is dit nodig dat daar dinge is wat in ons hart kom bly het, wat uitgesit moet word, dinge wat moet verwyder word. Dinge soos moedeloosheid, dinge soos, ek kan nie meer nie, ek weet nie meer watter kant toe nie. Dat die Here wil dit verwyder en die Here wil dit vervang, as ons kyk na Romeine 15 vers 13, met alle blydskap en vrede deur die geloof. Nie blydskap en vrede wat hierdie wêreld jou bied nie, want Jeremia 17 vers 5 tot 8 sê vir my en jou en leer vir my en jou, dat as jy jou geloof en jou hoop op mense gaan sit, gaan jy vervloek wees. Maar wanneer jy jou vertroue, jou hoop op God sit, gaan jy vrug dra in die droogte. En ek en jy sit vandag en ons het 'n keuse waarvoor ons staan, is dat gaan ons hoop op die mens sit wat ons bly teleurstel vandag so is en môre anders te is, of gaan ons hoop en ons geloof sit in die God van hoop, wie die krag van die Heilige Gees in ons lewe kan kom werk en dit kan verwyder wat verwyder moet word. Dat ons soos Dawid kan sê, kom deursoek my liggaam, my niere, toets my Vader, sodat dit wat 'n hindernis is, onder my aandag gebring kan word, dat dit verwyder kan word in die naam bo alle name. In Romeine 5 vers 5 lees ons die volgende: en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Sien, jou hoop drup nie soos 'n kraan wat drup nie. Jou hoop is nie bietjie water wat uitloop soos 'n hosepipe wat bietjie water uittap nie. Nee, jy sien, my en jou hoop word uitgestort deur die Heilige Gees, dis die krag van God. En daarom staan ek en jy nie beskaamd by 'n wêreld bakkant en hoop vir 'n deurbraak en hoop vir iemand, hoop vir almoes en 'n nee, in enige situasie, of dit nou liefde is, genesing, oorwinning, deurbraak, wat ook al jy nodig het. Nee, die krag van God stort uit, kind van God. Die krag van God breek deur enige muur en enige omstandighede, sodat ek en jy kan weet dat ek en jy gaan nooit met die hoop wat ons het in Christus beskaam staan nie. Ons gaan nie verleë wees nie. Ons staan meer as oorwinnaars. My Pa is die koning van die heelal, jy weet. En kom wat ek wil, ek sal dit nooit vergeet nie. En daarom moet ek en jy vashou in hierdie hoop. Romeine 12:12 is hierdie fantastiese vers. En ons kuier vandag so bietjie in die boek van Romeine en dit sê, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking en volhard in die gebed. Ja, daar is 3 belangrike opdragte wat Paulus vir ons gee, onder leiding van die Heilige Gees. Hy sê, verbly julle in die hoop. En ek gaan baie eerlik wees, wanneer ek baie mense sien in die kerk, dan lyk dit of hulle almal morbied is, kwaad is en nie gelukkig is om maar te wees nie. As met baie mense vir jou sê, ek weet die Here gaan vir my uitweg stuur, dan lyk dit op jou gesig so nie. En vandag kom die Here en gee my en jou 'n opdrag, sê, verbly jou in die hoop. Wat leer dit vir my en jou? Dat ek en jy is opgewonde in die hoop waarvoor ons wag. Daar's 'n opgewondenheid om te weet, dat ek's nie morbied nie. Dit lyk nie of iemand my geld skuld nie. Ek is iemand wat nie wag soos die ma en die seun, toe Elia met hulle gaan praat het, dat hulle wag om te sterf nie. Nee, kind van God, ons verbly ons in die hoop.
En ons is geduldig. Hierdie is seker die moeilikste gedeelte van om hoop te hê in God, is om geduldig te wees. Want ek en jy soek nou die gebed, nou die deurbraak. Ons wil nou bid en nou ontvang. Ons wil nou bid, ons wil daai SMS dadelik hoor. Ons wil nou bid en jou man moet nou ophou met sy nonsens. Ons wil nou bid en ons wil nou die deurbraak hê. Ons wil nou bid en nou die genesing hê. Die Here kom en sê, my kind, ek wil hê jy moet jouself verbly in die hoop. Want ek is 'n God van hoop, so jy verbly jouself in die Vader. En dan hoor ons die tweede gedeelte van die vers is, wees geduldig, hoor wat sê dit, in die verdrukking. So hierdie gedeelte is nie lekker nie, want jy gaan nie hoop nodig hê as jy nie jouself bevind in 'n moeilike posisie nie. En dis waaroor die woord gaan vandag, want daar is baie mense wat hoop verloor het in hulle verdrukking. En die Here kom vandag en sê, ek wil vir jou hoop gee in jou verdrukking, maar ek het nodig dat jy geduldig is in jou verdrukking. Jy gaan nie vandag hierdie woord ontvang en nou op God vertrou en môre jou deurbraak kry nie. Jy gaan moet rustig wees. Jy gaan nou die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, moet net vat vandag en sê, Here, ek kan vanaand gaan slaap, hoekom? Want ek het my hoop in U. Ek kan rustig gaan wees. Ek het die ander dag vir die jongman gesê en met hom 'n woord gedeel en vir hom gesê, die Here het jou tot nou toe nie teleurgestel nie of nie gelos nie, hy het jou nog altyd deurgedra, hoekom sal hy nou begin om jou te los? Hoekom sal hy jou nou begin teleurstel? Waarom sal hy nou jou neersit? Jy sien, as ons kyk na die mense om ons, en ons het vroeër daarin geraak, dan sien ons dat die mense het ons al te neergestel, die mense het ons al neergesit, waar hulle ons rondgedra het, mense was al daar vir jou in jou lewe, maar hulle was ook nie daar nie. Jy sien, Christus is vandag, gister tot in ewigheid dieselfde. En daarom kan ek en jy vandag met alle vrymoedigheid vandag na die Here toe uitreik. En net weer eens besef dat daai selfe hoop wat ek nodig gehad het 5 jaar terug, 3 jaar terug, 2 jaar terug, dieselfde God is vandag daar vir my en jou, om my en jou in hierdie situasie en deur hierdie situasie te help. Wat ook al jy jouself in bevind. So hierdie hoop kom in 'n verdrukking. En dit is vir my belangrik dat ek en jy volhard in gebed. Hierdie is die belangrikste. Jy sien, wanneer jy volhard in gebed, dan gemaak jy nie 'n sien by mense sodat hulle jou jammer kry. Jy volhard in jou gebed by Christus. Jy het nie nodig om aansien te kry by die mens nie, want dan vertrou jy op die mens. Jy het nie nodig, jy kan mense kry om saam met jou te bid. God se woord leer dit vir ons, 2 is beter as 1. Dit is vir ons belangrik om dit te verstaan. As een val, kan die ander hom optel, 'n 3-dubbele tou word moeiliker gebreek as 'n enkel stukkie tou. Maar die Here maak iets baie duidelik vandag, my kind, ek wil hê jy moet jou hoop op my sit. Ek wil hê jy moet in jou binnekamer, terwyl jy hierdie boodskap luister, wil ek hê dat jy moet jouself verbly in my, maar ek wil hê jy moet in volhard in die gebed, jy gee nie op met gebed nie. En jy sê, en die belangrike ding hierso is dat die Here leer vir ons so mooi, en ek wil hê jy moet die woord vat vandag in jou eie maak, dat die Here leer vir ons so mooi, dat ons moet in smeking en danksegging en gebed na hom toe uitreik. Die smeking is nie soos 'n kind wat nag, wat nou wil na iemand iewers toe gaan en hy het nou geld nodig nie. Nee, ons smeking is absoluut ons vertroue op die Alfa en die Omega, want ons weet hy is die enigste een wat ons kan help. En die danksegging is om te weet dat ek weet dat die Here my uitweg is en my voorsiener is. In Hebreërs 11 vers 1, seker die bekendste vers as dit kom by hoop, leer vir ons die geloof, dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Jy sien, my en jou geloof kan nie gebaseer wees op dit wat ek en jy nou in ons lewe sien. Dit wat ek en jy nou sien, kan nie 'n impak hê op ons geloof. My en jou geloof, en daar was so Engelse gedeelte wat ek eendag bedien het, en ons gesê, we call the things that be not, just as though they were. So ons roep die dinge wat nie is nie, in die naam bo alle name, die naam van Jesus, asof ons dit reeds het. So ons vertrou op God. So ek roep die genesing, in danksegging verbly ek my, en ek roep die genesing, asof ek dit reeds het. Ek roep die deurbraak, asof ek dit reeds het. Ek roep die oorwinning, die restaurasie. Ek roep die volgende stap in hierdie journey waarop ek is. Roep ek dit, asof ek dit reeds het.
Jy sien, dis nie gebaseer op die sienlike nie, maar die onsienlike. Dis geloof. Dis geloof, dis maklik om iets te vertrou wat jy kan sien. Maar dit vat geloof om te vertrou op 'n God wat ek en jy nie kan sien, maar ons kan hom ook oral sien. En jy gaan nou vir my sê, pastoor, maar dit maak nie nou sin nie. Iemand vra my eendag, hoe weet jy, hulle is 'n jong man, hulle is mos nou deesdae, hulle raak slim. En die jong man sê vir my, gee my 'n bewys dat God lewe. Hy sê, hy het die video op TikTok gekyk en hierdie video het gesê God bestaan nie en daar is geen bewyse dat God bestaan nie, behalwe hulle gaan net sê, al wat die Christene gaan sê is die Bybel, en die laaitie sê, sonder om vir my die Bybel te wys vir my dat God lewe. En ek het nou hierdie jongman gekyk, toe sê ek, hy staan voor jou. En hy sê, wie? Toe sê hy, die Vader, toe sê ek, nee, ek. Toe sê, maar ek verstaan nie, hoe kan jy 'n bewys wees dat God lewe? Toe sê ek, weet jy wat, as dit nie vir God was nie, was ek nie vandag hier nie. Ek het nog altyd in my lewe geweet, daar is 'n God, omdat soveel keer dat ek hom na toe uitgereik het, soveel keer dat ek gebid het, soveel keer het hy my beskerm, my deurgedra, voorsien, en dat het ek wonderlike dinge, wonderwerke gesien gebeur in my eie lewe, en die lewe van mense om my, dat ek het geen twyfel, dat die Alfa en die Omega nie begin en einde bestaan nie. Jy wat vandag na hierdie boodskap luister, is jou bewyse dat God kan. Jy is die bewyse, jy is die getuienis. En ek wil hê dat jy wat vandag die getuienis is, moet vandag jou hoop sit op die Alfa en die Omega en die begin en einde. Ons bind hopeloosheid nou in die naam van Jesus. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom op hierdie Sondagmiddag na U toe in die wonderlike naam van Jesus. En ons sit vandag ons vertroue nie op die mens nie, maar ons sit vandag ons vertroue op U. En dankie vir hierdie kort woord wat vandag kom hoop gee vir U kinders, Here. Dankie dat ons vandag weet dat ons is afhanklik van U en ons is niks sonder U nie. Dankie dat ons op hierdie middag, Here, kan uitreik na U toe en weet dat ons praat nie met 'n mens, Here, wat sy woord leeg terugkeer nie, maar ons praat vandag met die Alfa en die Omega, waar U woord vir ons leer, dat U woord sal nooit leeg terugkeer nie. Dankie dat ons vandag vir die hoeveelste keer vandag dit kan uitbasyn dat U die God van die onmoontlike is. En dankie vir hierdie woord wat op tyd en in seisoen vandag in my lewe is. En ek weet dat hierdie woord is 'n bewys dat my gebede verhoor word. En ek bid dit vandag in Jesus naam, die naam bo alle name. Amen. Baie dankie aan pastoor Des vir sy kragtige boodskap uit God se woord. Ek vertrou dat sy boodskap jou opnuut daarin herinner het, dat ons vertroue nie in mense of omstandighede lê nie, maar in God alleen. Ons weet nie altyd wat môre inhou nie, maar ons ken die een wat môre in sy hand hou. Daarom kan ons met hoop vorentoe stap, want God is getrou. Hou aan om hom te vertrou, hou aan om sy woord te lees en hou aan om jou oë op hom gefestig te hou, ongeag wat rondom jou gebeur. Mag die Here jou ryklik seën, jou bewaar en jou met sy vrede vul in die week wat voorlê. Onthou net soos wat pastoor Des gesê het, jy is die bewys dat God bestaan. Dit was Sondagstrale op Waterberg Stereo 104.9 FM. Baie dankie dat jy saam geluister het. Ek is Lindel Smit. Tot volgende keer, bly veilig, bly naby aan die Here. Shalom. We forgot the wonders you displayed. We chased our fears and walked away. We traded glory for our own desires. Built our hopes on fragile fires. Still you stayed when we were wrong. Patient, faithful, steady, strong. We confess, we return to your mercy once again. Remember me, oh Yahweh, when you show your saving hand. Remember me with compassion, draw me back into your plan. Though we failed, your love remained. You are slow to anger, rich in grace. Remember me, oh Yahweh, let your mercy speak my name. We complain where you provide.
yet you never let us fall apart. When we cried, you heard our plea. You remember your covenant with me. Not by might, not by pride, only mercy kept us alive. Remember me, oh Yahweh, when you show your saving hand. Remember me with compassion, draw me back into your plan. Though we failed, your love remained. You are slow to anger, rich in grace. Remember me, oh Yahweh, let your mercy speak my name. You saw our chains, you heard our cry. You turned again because of love. Not by works, not by claim, but by mercy from above. Gather us from broken ground. Restore our song, restore our sound. Remember us, oh Yahweh, when you move in saving power. Remember us with kindness in this fragile, desperate hour. We will praise you all our days, tell the story